By sekere van hierdie tekeninge wat julle het, sê hulle, julle moet afmetings bysit. So asseblief, onthou net om die afmetings by sekeres by te sit. Party sê jy moet verborge detail bysit. Met ander woorde, die stippe, lyne en goed soos dit. Nou, hierdie ene by bladsy 5. As jy 'n ortografiese tekening teken, sal jy sien daaronder, regs onder in jou bladsy, is daar altyd 'n tekening wat 'n sirkel is, en dit lyk soos 'n cone van die kant af. Daai is die simbole wat jy altyd gaan moet teken, jy gaan dit in jou pad ook moet teken, as jy 'n ortografiese tekening het. Met ander woorde, dit sê vir die persoon, hierdie is wat die perspektiewe wat ek gaan teken in hierdie tekening. Ok, nou, hierdie is die nuwe ding wat ek vir julle gaan nou verduidelik. Julle het verlede week het julle geleer van hoe 'n ortografiese tekening van vooraf en van die kant af is. Okay? Maar in hierdie les gaan ons leer van as daar enige snyvlakke is. 'n Snyvlak, laat ek gou vir julle 'n voorbeeld wys. Soos byvoorbeeld as ek hierdie voorwerp het en ek wil vir iemand wys, luister, daar's goeders daar binne. Iets goeders wat belangrik is, maar ek kan nie vir jou so wys nie. 'n Snyvlak is waar hulle letterlik die voorwerp vat, hom in die helfte sny en dan teken jy hoe lyk dit binne. Asof hy binne oop is. Ok, nou julle gaan hierdie in julle pad ook moet doen. Dis hoekom ek sê, jy moet jou voorwerp gaan in die helfte kan sny, want jy gaan die snyvlak moet teken. Ok, so hierdie snyvlak is nie regtig hoe die prent lyk nie, dit lyk eintlik van hierdie kant af so, maar ons sê vir jou, sny hom in die helfte en wys my wat's binne. Hierdie dele wat gesny word, imagine jy vat 'n saag en jy sny hom letterlik in die helfte, nee? Alles wat gesny word, teken jy op 'n sekere manier. Laat ek dit gou vir julle my bladsy wys op hierso. OK. Teken julle met sulke lyntjies soos dit. Oeg, dan moet hy net fokus. OK. Ek gaan vir julle wys as julle daarby uitkom. Maar jy teken hom met sulke lyntjies wat skeef loop. Nou wat jy gewoonlik doen is jy vat jou een driehoek en jy gaan die lyntjies so teken. Dit is A-tipe lyntjies, B-tipe lyntjies, dus dit is glad nie donker nie. Dis ligter as jou buitelyne. OK. En dis ook die konstruksielyne want dit is te lig. Nou, jy kry verskillende tipes, soos jy kan sien, hierso is 'n voorbeeld, en dis eintlik ene wat jy gaan teken nou. Maar, as ek vir jou sê, my snyvlak is A, okay, so dis daai lyn. Wat dit beteken is, as ek van die kant af gaan lyk, gaan hy asof ek hom daar gesny het. Ek het 'n saag gevat en ek het hom daar gesny, en dis wat jy van die kant af gaan sien. Jy kry verskillende tipes snitte, né? So partykeer gaan jy meer moet wegsny, partykeer gaan jy minder moet wegsny. Maar in hierdie geval gaan jy letterlik met jou hierdie tekening, gaan jy letterlik hierdie A-lyn vat, soos dit, jy gaan hom in die helfte sny, en jy gaan vir my hom teken. Ok, maar dit beteken ook sekere goeders, en jy gaan moet uitfigure wat se goeders, gaan nou gesny moet word, en ek gaan dit teken ook op die bord, soos julle kan kyk, ok, maar basies, wat is my highlighters, hierso, ok, yes, ja, so wat jy gaan doen, is hierdie lyn, basically alles hierso gaan weggevat word. Met ander woorde, daai sirkel wat jy sien, gaan basically oop wees. Yes. Ok, so ek gaan nou vir julle net wys, ek gaan met my potlood vat, dit gaan makliker wees. Ek gaan vir julle probeer wys, waar gaan jy moet wys dat 'n ding gesaag is, ok? So basies, hierso, daai deel gaan gesny word. Daai sirkel gaan basically oop wees, want jy sny hom in die helfte, reg? Daar's niks in die middel van daai sirkel nie, so jy gaan hom ooplos. Dan hierso gaan jy nou weer moet lyne trek, ok? Daai deel is oop, so dan gaan jy hom weer oop kan los. Die volgende deel hierso gaan jy weer so sny. Ok, dit is al. Ok, so al wat jy gaan doen is, jy gaan moet verbeel, hierdie voorwerp word in die helfte gesny, en ek gaan hom nou teken en maak asof 'n saag hom deurgesny het. Ok, partykeer gaan ek vir jou 'n hoek gee wat uitgesny is, met ander woorde, daar gaan ek 'n lyn trek en daar en sê, net hierdie hoek, gaan jy moet teken vir my asof ek 'n saag daar deur gegaan het. Ander kere gaan ek die hele ding gee. Ok, nou, die punt van hierdie ding is eintlik maar net om vir julle soveel as moontlik detail te gee. Hallo. Vrou, het jy nog wit bord kry? Yes, ek het baie. Wat het jy gee? Ek wil nou kom haal het, want toe sien ek hierdie. Ek praat meer met Ja. Wel, ek dink dis jy wat
Hy is so stil. Dankie. Okay. Jy gaan dit seker nie gebruik nie. Nie rarig nie, nee. Okay. Goed, so, maak dit sin vir julle. Nou, die belangrike ding is, jy moet altyd kyk vir sulke goedjies wat so maak, né? Nou, die instruksies sal altyd vir jou sê, teken volgens skaal 1 tot 1 die volgende aansigte. Die vooraansig, 'n DC regteransig op snyvlak AA. En dan toon alle verborgde besonderhede en middellyne. Goed, so as jy sien hulle sê 'n deursnee regteransig op snyvlak AA, dan beteken dit jy gaan hom letterlik moet sny en hierdie is die aansig wat jy gaan moet teken. Verstaan julle? Is nie te moeilik nie, julle gaan hom kan regkry. Okay? Maar ek gaan hom teken op die bord, dan kan julle kyk hoe ek dit doen en dan gaan julle ook moet opvang. Okay? Ek weet nou nie of ek genoem het nie, maar basically hierdie, as jy die snitte wys, nê, waar die snypunte is, jy noem dit arsering. Okay? En die arsering moet jy seker maak al jou lyntjies is ewe ver van mekaar af en nie net dit nie, dit moet ook presies netjies wees, want as dit net 'n bietjie uit mekaar uit is, het jy 'n groot probleem. Okay,